Okay julle, ons gaan aan met Joshua 11, die groot slag by die waters van Merom, oorwinning in die noorde en elders. En toe Jabin, die koning van Hasor, dit hoor en hy stuur na Joab, die koning van Madon, en na die koning van Simron, en na die koning van Achsaf, verder na die konings in die noorde, in die gebergte en op die vlakte suid van Kinnerot, en in die laaveld en in die hoëveld van die Dor in die weste, na die Kanaaniete in die ooste, en in die weste die Amoriete, die Hetiete en die Feresiete, die Jebusiete op die gebergte en die Hewiete onderaan Hermon, in die land van Mispa. Hulle het dan uitgetrek en al hulle leers saam met hulle, 'n volk talryk soos die sand wat aan die seestrand is, en in 'n menigte met 'n groot getal perde en strydwaans. En al hierdie konings het volgens afspraak byeengekom en saam laar opgeslaan by die waters van Merom, om met Israel oorlog te voer. Toe sê die Hemelse Vader vir Joshua, wees vir hulle nie bevrees nie, want môre omtrent sulke tyd sal ek hulle almal verslaan en aan Israel oorgee. Hulle perde se hakskenings moet jy afsny en hulle waans met vuur verbrand. En Joshua met al die weerbare manskappe by hom het skielik op hulle afgekom by die waters van Merom en hulle oorval. En die Hemelse Vader het hulle in die hand van Israel gegee, sodat hulle verslaan en hulle agtervolg het tot by die groot Sidon en tot by die Misrefot Maim en tot by die laagte van Mispe teen die ooste. En hulle het hulle verslaan totdat daar niemand van hulle oor was nie en vrygeraak het nie. En Joshua het met hulle gedoen soos wat die Hemelse Vader aan hom gesê het. Hulle het die perde se hakskenings het hulle afgesny en hulle strydwaans met vuur verbrand. En in die tyd het Joshua omgedraai en Hasor ingeneem en sy koning met die swaard verslaan, want Hasor was tevore die hoof van al daardie koninkryke. En hulle het al die siele wat daarin was, met die skerpte van die swaard verslaan, en hulle met die bandvloek getref, niks wat asemhaal het oorgebly nie. En Hasor het hy met vuur verbrand, en al die daardie koningsstede met al die konings het Joshua geneem, en hulle met die skerpte van die swaard verslaan. Hy het hulle met die bandvloek getref, soos Moses die knegt van die Hemelse Vader beveel het. Net al die stede wat op hulle heuwels gelê het, die het Israel nie verbrand nie, behalwe Hasor alleen, wat Joshua verbrand het. En al die byt van daardie stede en die vee het die kinders van Israel vir hulle self byt gemaak. Net al die mense het hulle verslaan met die skerpte van die swaard, totdat hulle die verdelg het. Hulle het niks wat asemhaal laat oorbly nie. Soos die Hemelse Vader Moses sy knegt beveel het, so het Moses aan Joshua bevel gegee, en so het Joshua gehandel. Hy het niks nagelaat van alles wat die Hemelse Vader Moses beveel het nie. So het Joshua dan hierdie hele land ingeneem, die gebergte en die hele suidland, en die hele land Gosen, en die laaveld, en die vlakte, en die gebergte van Israel met sy laagte. Van Kaalberg af, wat oploop na Seir toe, tot by Baal-Gad, in die laagte van Libanon, onderaan die berg van Hermon, en al hulle konings het hy gevang, en hulle verslaan, en hulle gedood. Baie lank het Joshua met al hierdie konings oorlog gevoer. Daar was geen stad wat met die kinders van Israel vrede gesluit het nie, behalwe die Jewiete, die inwoners van Gibeon. Alles het hulle met die wapengeweld geneem, want die Hemelse Vader het dit so bestuur, dat hulle hardnekkigheid voorgeneem het om Israel te bestry, sodat hulle met die bandvloek sou tref, dat daar vir hulle geen genade sou wees nie, maar dat hulle sou verdelg, soos die Hemelse Vader Moses beveel het. En in die tyd het Joshua gekom en die Enakiete uitgeroei, uit die gebergte, uit Hebron, Debir, Anab, en uit die hele gebergte van Juda, en die hele gebergte van Israel, met hulle stede saam, het Joshua hulle met die bandvloek getref. Niemand van die Enakiete het oorgebly
in die land van die kinders van Israel nie. Net in Gaza en in Gat en in Astot het hulle oorgebly. So het Joshua dan die hele land ingeneem, net soos die Hemelse Vader met Moses gespreek het. En Joshua het dit as 'n erfdeel aan Israel gegee volgens hulle afdelings en volgens hulle stamme, en die land het gerus van oorlog. OK, hoofstuk 12, opsomming van die konings wat Israel verslaan het. En dit is die konings van die land van die kinders van Israel wat Israel verslaan het, wie se land hulle in besit geneem het, oos van die Jordaan teen sonop, van die Arnon rivier tot by die berg van Hermon, en die hele vlakte teen die ooste. Sion, die koning van die Amorite, wat in Hesbon gewoon het, wat geheers het van Aroer af, wat aan die kant van die Arnon rivier lê, van die middel van die riviere af, en oor die helfte van die Gilead tot by die Jabok rivier, die grens van die kinders van Ammon, en oor die vlakte tot by die Kinnerotsee, na die ooste toe, en tot by die see van die vlakte, die Soutsee, oostelike rigting, by Bet Hayesimot, en teen die suide onderaan die hange van Pisga, en die grondgebied van Og, die koning van Basan, uit oorblyfsel van die Rafaite, wat in Astatrot en Endrei gewoon het, en wat geheers het tot oor die gebergte Hermon, en oor Salka, en die hele Basan tot by die grens van die Geresiete en die Magiete, en tot die helfte van Gilead. Die grondgebied van Sion, die koning van Hesbon, Moses, die knegt van die Hemelse Vader, en die kinders van Israel het hulle verslaan, en Moses, die knegt van die Hemelse Vader, het dit as 'n besitting gegee aan die Reubeniete, en die Gadiete, en die halwe stam van Manasse. En dit is die konings van die land wat Joshua en die kinders van Israel verslaan het. Dis kan die Jordaan na die weste toe, van Baal-Gad, in die laagte van Libanon, af tot by die Kaalberg wat oploop na Seir toe. En Joshua het dit as 'n besitting aan die stamme van Israel gegee volgens hulle afdelings. Op die gebergte en in die laafveld en in die vlakte aan die hange van die woestyn en in die suidland het die Hittite, die Amorite, die Kanaaniete en die Feresiete, Hewite en Jebusiete, die koning van Jerigo, die koning van Ai, wat langs aan Bet-El lê, die koning van Jerusalem, die koning van Hebron, die koning van Jarmut, die koning van Lagas, die koning van Eglon, die koning van Geser, die koning van Dieber, die koning van Geder, die koning van Horma, die koning van Arad, die koning van Libna, die koning van Abdullam, die koning van Makeda, die koning van Bet-El, die koning van Tapaug, koning van Hefer, die koning van Afdek, die koning van Lasaron, die koning van Madon, die koning van Hasor, die koning van Simeron, Meron, die koning van Asaf, die koning van Taagnag, die koning van Megiddo, die koning van Kedes, die koning van Jokneam by Karmel, die koning van Dor, op die hoofveld van Dor, die koning van die heidena by Gilgal, die koning van Tirsa, al die konings saam was 31. Hoofstuk 13, verdeling van die land oos van die Jordaan. En toe Joshua oud en ver op sy dae was, het die Hemelse Vader vir hom gesê, jy is oud en ver op jou dae, en daar het nog 'n baie groot stuk land oorgebly om in besit te neem. Dit is die land wat oorgebly het, al die landstreke van die Filistyne en al die Geseriete, van die Sior aan die kant van Egipte af tot by die grens van Ekron, na die noorde wat as Kanaanities gereken word. Die 5 vorste van die Filistyne, die van Gaza en van Asdod, die Askelon en die van Gat, en die van Ekron en die van die Awite. Die suide, die hele land van die Kanaaniete, van Meora,
wat aan die Sidoniërs behoort, tot by Afek, tot by die grens van die Amoriete, in die land van die Gibeoniete, en die hele Libanon, aan die ooste kant van Baal-Gad, af, onderaan die berg van Hermon, tot by die ingang van Hamat. Al die bewoners van die gebergte van Libanon, af tot by die Misrefot, Miam, al die Sidoniërs, ek self sal hulle voor die kinders van Israel uitverdrywe. Laat dit net as 'n erfdeel aan Israel val, soos ek jou beveel het. Verdeel dan nou hierdie land as 'n erfdeel onder die 9 stamme en die halwe stam van Manasse. Saam met hom het die Reubeniete en die Gadiete hulle erfdeel ontvang, wat Moses oorkant die Jordaan na die ooste toe aan hulle gegee het, soos Moses die knegt van die Hemelse Vader dit aan hulle gegee het. Van Aroer af, wat aan die kant van die Arnon rivier lê, die stad in die middel van die dal en die hele gelykveld van Medeba af tot by Dibon. En al die stede van Sion, die koning van die Amoriete, wat in Hesbon geregeer het, tot by die grens van die kinders van Ammon. En Gilead en die grondgebied van die Geseriete en die Magitiete, en die hele berg Hermon, en die hele Basan tot by Salka. Die hele koninkryk van Og in Basan, wat konings was in Astrot en die Edrei, hy het oorgebly uit die laastes van die Rafaite, en Moses het hulle verslaan en verdrywe. Maar die kinders van Israel het die Gesoriete en die Magatiete nie verdrywe nie, sodat Geser en Magat onder Israel gewoon het tot vandag toe. Net aan die stam van Levi het hy geen erfdeel gegee nie. Die 4 offers van die Hemelse Vader, die God van Israel, dit is sy erfdeel, soos hy hom beloof het. En Moses het aan die stam van die kinders van Reuben gegee volgens hulle geslagte, sodat hulle die grondgebied ontvang het van Aroer af, wat aan die kant van die Arnon rivier lê, die stad in die middel van die dal, en in die hele gelykveld tot by Medeba, Hesbon en al sy stede wat in die gelykveld gelê het, Dibon en Bahumbaal en Bet-Baal Meon en Joas Kedomot en Mafiat en Kirjataim en Sibma en Seret Hasahar op die gebergte van die dal, en Bet-Peor en die hange van Pisga, Bet-Hayesimot, en al die stede gelykveld en die hele koninge van Sion, en die koning van die Amoriete, wat in Hesbon geregeer het, wat Moses verslaan het, saam met die vorste van Midian, Ewi, Rekem, en Sir, en Her, en Reba, die vorste van Sion, inwoners van die land. By hulle dooies het die kinders van Israel ook Biliam, die seun van Beor, die waarseer met die swaard gedood. So was die grens van die kinders van Reuben, die Jordaan, saam met sy gebied, dit was die erfdeel van die kinders van Reuben, volgens hulle geslagte, die stede met hulle dorpe. En Moses het aan die stam van Gad, die kinders van Gad gegee volgens hulle geslagte, sodat hulle die grondgebied ontvang het van Jaseer en al die stede van Gilead, en die helfte van die land van die kinders van Ammon, tot by Aroer, wat teenoor Raba lê, van Hesbon af tot by Ramat-Mispe en Betumin, en van Maneum af tot by die grens van Libeer, en in die dal van Bet-Haram en Bet-Nimra en Sekot en Safon, die oorblyfsel van die koninkryk van Sion, die koning van Hesbon, die Jordaan saam met sy gebied, tot by die uiteinde van die Kinneretsee, oorkant die Jordaan na die ooste toe. En dit is die erfdeel van die kinders van Gad, volgens hulle geslagte, die stede met hulle dorpe. Verder het Moses aan die halwe stam van Manasse gegee, sodat hulle halwe stam van die kinders van Manasse ontvang het, volgens hulle geslagte. Hulle grondgebied was van Manaheim af, die hele Basan, die hele koninkryk van Og, koning van Basan en al die Jaarsdorpe in Basan 60 stede. En die halwe Gilead, Astarot en Edrei stede in die koninkryk van Og en in Basan, aan die kinders van Magir, die seun van Manasse, aan die helfte van die kinders van Magir, volgens hulle geslagte. Dit is wat Moses as erfdeel uitgedeel het in die vlaktes van Moab,
oos van die Jordaan, van Jerigo teen die ooste. Maar aan die stam van Levi het Moses geen erfdeel gegee nie. Die Hemelse Vader, die God van Israel, is self hulle erfdeel, soos hulle beloof het. Okay, hoofstuk 14. Caleb ontvang Hebron vir homself. En dit is wat die kinders van Israel as erfdeel in die land van Kanaan ontvang het, wat Elisiar die priester en Joshua die seun van Nun en die familiehoofde van die stamme van die kinders van Israel aan hulle as erfenis uitgedeel het, deur die verloting van hulle erfdeel, soos die Hemelse Vader deur die diens van Moses beveel het met betrekking tot die 9,5 stam, want Moses het die erfdeel van die 2,5 stamme oos van die Jordaan gegee, maar aan die Leviete het hy geen erfdeel onder hulle gegee nie. Want die kinders van Josef was 2 stamme, Manasse en Ephraim, maar aan die Leviete het hulle geen aandeel in die land gegee nie, behalwe stede om in te woon met hulle weiveld en hulle vee en hulle goed. Soos die Hemelse Vader Moses beveel het, so het die kinders van Israel gedoen en die land verdeel. Toe het die kinders van Juda nader gekom na Joshua in Gilgal, en Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, het vir hom gesê: U weet die woord wat die Hemelse Vader met Moses, die man van God, Kades Barnea, gespreek het met betrekking tot my en met betrekking tot u. 40 jaar was ek oud toe Moses, die knegt van die Hemelse Vader, my uitgestuur het na Kades Barnea af om die land te verken, en ek het hom berig gebring soos dit in my hart was. Maar my broers wat saam met my opgetrek het die hart van die volk laat versmelt, terwyl ek volgehou het om die Hemelse Vader my God te volg. En die dag het Moses gesweer en gesê: Waarlik, die land wat jou voet betree het, sal aan jou en aan jou kinders in 'n ewigheid as 'n erfdeel behoort, omdat jy volgehou het om die Hemelse Vader my God te volg. En nou, kyk, die Hemelse Vader het my laat lewe, soos hy gespreek het. Nou al 45 jaar sedert die Hemelse Vader hierdie woord met Moses gespreek het, toe Israel in die woestyn getrek het. En kyk, nou, ek is vandag 85 jaar oud. Ek is vandag nog so sterk soos die dag toe Moses my uitgestuur het. Soos my krag toe was, so is my krag nou nog, om te veg en om uit te gaan en om in te gaan. Gee my dan nou hierdie bergland waarvan die Hemelse Vader daardie dag gespreek het, want u self het die dag gehoor dat daar Enakite is en groot versterkte stede. Miskien sal die Hemelse Vader met my wees, sodat ek hulle kan verdrywe, soos die Hemelse Vader gespreek het. Toe het Joshua hom geseën en aan Caleb, die seun van Jefune, Hebron as erfdeel gegee. Daarom het Hebron die erfdeel geword van Caleb, die seun van Jefune, die Kenesiet, tot vandag toe, omdat hy volgehou het om die Hemelse Vader, die God van Israel, te volg. En die naam van Hebron was tevore die stad van Arba. Hy was die grootste man onder die Enakite, en die land het gerus van oorlog. Okay, hoofstuk 15. Beskrywing van Juda se erfdeel. En die stam van die kinders van Juda, volgens hulle geslagte, het die lot geval teen die grens van Edom, suidelike na die woestyn Sin toe, tot ver in die suide, en hulle suidelike lyn was van die end van die Soutsee, van die tong af, wat die suide toe uitsteek, en dit loop aan die suide van die Skorpioennek, en loop na Sin, en loop suid van Kades Barnea, en loop na Hesron, en loop op na Adar, en swaai na Karka toe, en dan loop dit oor Asmon, en loop aan na die spruit van Egipte, sodat die lyn doodloop by die see. Dit sal die suidelike lyn wees. En die oostelike lyn, die Soutsee, tot by die mond van die Jordaan, en die lyn aan die noorde kant van die tong van die see, van die mond af, van die Jordaan af, loop die lyn na Bet Hogla, en loop oor noord na Bet Araba, dan loop die lyn op na die klip van Bohan, die seun van Ruben.
Verder loop die lyn op na Deber van die dal van Agor af, swaai dan noord na Gilgal, wat teenoor die hoogte van Adimim suidelik van die spruit lê, dan loop die lyn oor na die waters van die fontein van Semes, sodat dit doodloop by die fontein van Roggel. Verder loop die lyn na die dal van Ben Hinnom, na die suidelike hang van die Jebusiete, dit is Jerusalem. Dan loop die lyn op na die top van die gebergte wat westelik voor die dal van Hinnom lê, wat aan die noordelikste einde van die dal van Rafaim is. Van die top van die berg af buig die lyn dan na die fonteine van die waters van Neftog en loop aan na die stede van die gebergte Efron. Verder buig die lyn om na Baala, dit is Kirjat Jearim. Dan swaai die lyn na Baala af weg in 'n westelike rigting na die gebergte van Seir en loop oor na die noordelike hang van die berg van Jearim, dit is Kiasalon, en loop af na Bet Semes en loop oor na Timna. Verder loop die lyn aan die noorde hang van Ekron, dan buig die lyn om na Sikron en loop oor die berg van Baala en loop aan na die Jabneel, sodat die lyn doodloop by die see. Die westelike grens was die Groot See saam met sy gebied. Dit is die lyn rondom van die kinders van Juda volgens hulle geslagte, maar aan Caleb, die seun van Jefune, het hy 'n aandeel onder die kinders van Juda gegee, volgens die bevel van die Hemelse Vader aan Joshua, die stad van Arba, die vader van Enak, dit is Hebron. En Caleb het die 3 seuns van Enak, Sesai, Aminham en Talmai, afstammeling van Enak, daaruit verdrywe. En daarvandaan het hy opgetrek teen die inwoners van Deber, maar die naam van Deber was tevore Kirjat Sefer. En Caleb het gesê, hy wat Kirjat Sefer verslaan en dit inneem, aan hom sal ek my dogter Achsa as vrou gee. Daarop het Otniel, die seun van Kenas, die broer van Caleb, dit ingeneem en hy het sy dogter Achsa aan hom as vrou gegee. En toe sy aankom, het sy aangespoor om van haar vader 'n stuk grond te vra. En toe sy van die esel afklim, sê Caleb vir haar, wat wil jy hê? En sy sê, gee my tog 'n geskenk, omdat u my na 'n dor land versit het, moet u my 'n waterfonteine gee. Toe gee hy haar fonteine op die hoogte van die fonteine in die laagte. En dit is die erfdeel van die stam van die kinders van Juda, volgens hulle geslagte, en die stede van die uiteinde van die stam van Juda se kinders af, tot by die grens van Edom, was die suide Kapseel en Eder en Jagur, en Kina, Dimona en Adaba, en Kedes, Hasor en Jetnan, Sif, Telem en Bilot, en Hasor, Adata en Kiriot Hesron, dit is Hasor. Amam en Sema en Mulada, en Hasar en Gada en Hesmon en Bet Palet, en Hasar Saul, Beerseba en Bishjotja, Bala, Jimjim en Esem, El, Tolat, Kesel, Horma, Siklag, Madmama en Sasana, en Lebot, Silem, Anjen, Rimon, al die stede saam met 29 en hulle dorpe, in die Laafveld, Etahol en Surya en Asna, en Sunag en Enamacham en Tapung en Enam, Jarmut, Adullam, Sogo en Aseka, Sariam, Adiltam en Gadera en Gedertoim, 14 stede met hulle dorpe, Senan, Hadasa, Migdal, Gat en Dilian en Mispe en Joketiel, Lages, Boskat en Eglon en Kabon, Lagmas en Kitlis en Gederot, Bet Dagon en Neema, Makeda, 16 stede met hulle dorpe, Libna, Eter, Asan, Yiftach, Asna, Nesib en Kihala, Asib en Maresa, 9 stede met hulle dorpe, Ekron met sy onderhorige plekke en sy dorpe,
en van Ekron af en na die weste toe, alles wat aan die kant van Asdod lê, met hulle dorpe, Asdod, sy onderhorige plekke en sy dorpe, Gaza, sy onderhorige plekke en sy dorpe, tot by die spruit van Egipte, en die groot see saam met sy gebied, en op die gebergte van Samir, Jatir en Sogo, en daarna Kirjat Sana, dit is Dibur, en Anab, Estimo, Anim, en Gosen, Holon en Gilo, 11 stede met hulle dorpe, Arab en Duma, Esian, Janim, Betachpu en Afika, Umtu, Kirjak Arba, dit is Hebron, en Sior, 9 stede met hulle dorpe, Moan, Karmel en Sif en Juta, en Jezreel, Jokedeem en Sanuach, Kain, Gibea, Timna, 10 stede met hulle dorpe, Halhul, Betser, Gedor en Masrat en Bet Arnot en Etelkon, 6 stede met hulle dorpe, Kirjat Baal, dit is Kirjat Jerim en Raba, 2 stede met hulle dorpe, en die woestyn Bet Araba, Midian, Sagia, en Nibsan, en Soutstad, en die Egedi, 6 stede met hulle dorpe. Maar die kinders van Juda kon die Jebusiete, die inwoners van Jerusalem, nie verdryf nie. Daarom het die Jebusiete saam met die kinders van Juda in Jerusalem bly woon, tot vandag toe. Tot sover.